Goeiemôre familie, dit is Vrydag, die naweek is uiteindelik hier en ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad. Ek hoop dat hierdie week se oordeenkings werklik jou gestig het, jou ontmoet het waar jy is en jy besef dat ja, daar is gapings in my lewe, maar God daag elke keer in daai gapings op. Ons skrifgedeelte vir vanoggend is Romeine 5 vers 20, waar Paulus skryf: God se wet is gegee sodat alle mense kon sien hoe groot en baie hulle oortredings is. Maar hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het God se genade geword. Daar is 'n skaduwee wat baie van ons lewe volg. Die gedagte dat sommige dinge onherstelbaar is. Ons dink daar is 'n punt van geen terugkeer nie. Soos vir die Engelsman sê, the point of no return. 'n Grens wat ons oortree het en waarna ons voel die hemel word stil. God hoor ons nie meer nie. Maar Paulus gooi ander lig op daardie donker dinge. Hy sê dat nie net dat sonde ernstig is nie, maar hy sê dat genade nog dieper en wyer strek as dit. Hy sê waar sonde toeneem, word genade meer oorvloedig. Dit beteken nie dat ons sonde as onbelangrik ag nie, maar dit beteken dat God se antwoord op sonde baie groter is. Sonde self. God plak nie 'n klein pleister oor 'n groot wond nie. Sy genade is nie 'n kosmetiese herstel nie. Dit is 'n radikale, transformerende ingryp in ons lewe. En Paulus se formule in Romeine laat ons verstaan dat genade nie net 'n noodsaaklike minimum is nie, maar 'n oorvloedige vloed wat kom. Waar jy dink dat jou foute jou merk vir ewig, stuur God genade wat nog groter is as daardie sonde. Dink hieraan. Skuld probeer altyd definieer wie jy is. Altyd vir jou wys hoe sleg jy eintlik is. Wat 'n slegte mens jy is. Maar genade definieer, hoor hierdie vanoggend, wie God is. En daarom hervorm dit jou identiteit. Waar jou verlede hard probeer om jou te stempel as te veel, nie reg nie. Kom genade en sê, nie so nie, ek is groter. Dit is nie die sentimenteel daarvan nie, dit is prakties. Genade verander jou gedrag, dit herstel gebroke verhoudings en dit gee 'n nuwe rigting aan jou motiewe en dade. Genade werk nie deur ontkenning van verantwoordelikheid nie, inteendeel. Suiwer genade trek jou nader, help jou om reg te maak en gee die krag om nuwe keuses, beter keuses te maak. En, hier's die ding, dit sal nie jou sonde wegmaak deur dit te ignoreer nie, maar deur dit te verlig met vergifnis en nuwe lewe. So vandag prakties, hoe pas jy genade toe in jou lewe? Eerstens, erken en noem die spesifieke skuld wat jy dalk het. Sekere patrone wat jou nog steeds vashou, dinge waarmee jy sukkel. Noem dit vir die Here. Moenie dit intellektueel probeer verdraai of jouself probeer, soos wat die Engelsman sê, justify nie. Noem dit reguit. Sê dit eerlik, want genade werk saam met die waarheid, nie teenoor die leuen nie. Soek iemand wat jou verantwoordelik kan hou. 'n vriend, 'n mentor, 'n pastoor. Deel kortliks wat jy beplan om anders te doen. En vra hulle, kan jy my help? Kan jy saam met my bid dat ek werklik nou hierdie verandering in my lewe gaan bring? Hou my verantwoordbaar vir hierdie wat ek nou met jou deel. Begin klein. Begin op 'n plek waar jy voel, hierdie is die plek waar ek nou moet begin. Miskien is dit om dit op 'n brief neer te skryf. Miskien is dit om iemand te bel en net vir hulle te vertel. Maar laat genade jou motivering vars maak. Nie net 'n gevoel nie, maar 'n manier van lewe. Onthou dat genade jou identiteit heeltemal verander. Jy is nie meer 'n produk van jou verlede nie, maar jy is nou 'n ontvanger van God se onverdiende goedheid. En leef uit daardie identiteit. Gee vir jouself vandag daai genade. Vergewe jouself. En besef vandag dat God se genade vanoggend vir jou nuut is.
God se genade is nie 'n prop wat ons net insit wanneer ons dit kan insit nie. Dis altyd vir ons beskikbaar. Maar dit vra vandag dat ons tot inkeer sal kom en werklik daai gaping wat nou daar is, sal bely en dit sal oorgee. So ek nooi jou uit vandag, familie. Moenie bang wees dat jy te veel is nie. Moenie bang wees dat jou foute te groot is nie. God sê, selfs wanneer die sonde meer word, word my genade meer oorvloedig. Vat dit vandag. Kom tot inkeer. Draai weg van hierdie ou patroon, hierdie ou manier van dinge doen en loop 'n nuwe pad van genade saam met Koning Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie vanoggend vir genade. Jo, Here, selfs al het ons dit nie verdien nie, het U dit nog steeds vir ons gegee. Selfs al maak ons nou nog foute, selfs al val ons baie keer terug in die ou manier van dinge doen, sê U nog steeds, is okay. Kom stap saam met my, ek vat jou hand, ek gaan jou help. Bid vanoggend vir die van ons wat werklik dit nodig het vandag. Mag U ons kom wys deur mense, deur die woord, deur 'n oordeenking, dat U werklik daar is en dat U besig is om te werk. Dis my gebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy hierdie week saam met my gereis het. Onthou, daar's nog een oordeenking oor. Môreoggend, skakel saam met my in en mag jy 'n wonderlike naweek hê in Jesus naam. Amen.